Goeienaand geliefdes, kom ons staan vir die fotum asseblief. So spreek die Here, waar almal wat dors het, kom na die waters, en wie geen geld het nie, kom koop en eet. Luister aandagtig na my en eet die goeie, en laat julle siel om in vettigheid verlustig. Neig julle oor en kom na my toe, luister, en julle siel sal lewe. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, kom ons sing Psalm 84, ons sing daar die eerste en die derde vers tot eer van die Here. Geliefdes, ons luister in die Ou Testament, Psalm 84. U kan gerus ook die woord, die Bybel oopmaak daar by Jeremia 7, daar 'n plekkie hou net, enkele verse daar, Jeremia 7. Voor ons lees, kom ons bid eers. Kom, laat ons aanbid en neerbuk, laat ons kniel voor die Here wat ons gemaak het, want hy is ons God en ons is die volk van sy weide en die skape van sy hand. Hemelse Here, dankie ook vir u genade. U genade is so geweldig groot dat ons ou verstandjies nie daar kan bykom. Maar ons kom dankie sê, dankie vir elke oomblik, ook 'n oomblik soos hierdie, tydens die Pinksterfees, waar ons kan saamkom, saam om u woord te hoor en in die woord, ja, Here, ter harte te neem en saam u te aanbid. Hoe wonderlik, Here, al die geleenthede wat u vir ons gee, nie net hier in die kerk nie, maar ook by ons huise, in ons binnekamer. Elke oomblik by ons werk, op straat, waar ons die geleentheid het om met u te kan praat.
Hoe wonderlik en dat U elke oomblik deur die Gees ook so besig is met ons. Besig tot heiligmaking, tot groei. Ja, Here, ons dankie vir alles wat U vir ons gee. Vir kos, klere, 'n dak oor ons kop. Dankie ook vir hierdie reën wat U vir ons gee en waar ons hier kon sing. Ook in hierdie psalm van die reën wat tot aan was en tot groei is. Dankie daarvoor. En ons weet, Here, dat daar in baie gedeeltes van ons land, in besonder hier in die Wes-Kaap, ook baie skades is deur vloede. Maar dan weet ons, hierdie ou lewe is onvolmaak. Daar is nie meer vir ons hier op aarde paradys lewe. Ja, Here, gee vir ons daardie besef, elke dag van ons lewe. En daarom vra ons dat U ook met hulle sal wees wat skade en verliese gelei het, wat geliefdes ook aan die dood afgestaan het. Dat U ook sal vertroos en sal versterk en bemoedig. Wees so met elkeen, Here, U ken vir ons as ons vanaand hier by mekaar is. Wonderlik om te weet, U ken ons gedagtes, voor ons nog enigstens praat. U weet wat aan ons binnekant aangaan. En dankie daarvoor. Dankie dat U op so 'n manier ook bemoeienis maak met ons deur die Gees, om so in ons harte in te fluister. Wees met ons vanaand hier, Here, en seën hierdie woord. Gee dat ons hier sal uitgaan, wetende en verseker dat U ons hemelse Vader is, wat U oor ons ontferm. Wat vir U, deur Jesus Christus, vir ons die verlossing gee, die hemelse heerlikheid beskik as 'n erfenis wat niks en niemand kan wegneem. Wees ons genadig, vergewe asseblief al ons sondes. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Geliefdes, vanaand dan sê as dank ook, ons sê die Heilige Gees dring ons tot dankbaarheid, dank aan God ook vir ons godsdienstbeoefening. Die geleentheid daarvoor wat die Here vir ons gee. As dit natuurlik oor godsdienstbeoefening gaan, dan gaan dit oor meer as net kerk. Dit gaan oor my bemoeienis met die Here, my omgang met die Here tydens my stilte tyd en so ook my dag tot dag, my oomblik tot oomblik wat ek met die Here praat, omgang met hom het. Ja, my ganse verhouding met die Here. Hier dan ook in Psalm 84 veral die klem op die Here in die eerste plek en dan sy huis. Sy woord, sy huis. Kom ons lees, Psalm 84. Hoe lieflik is die woninge vir die musiekleier op die getiet van die kinders van Korag. 'n Psalm. Hoe lieflik is die woninge, o Here, van die leerskare. My siel verlang, ja smag na die voorhowe van die Here. My hart en my vlees jubel uit tot die lewende God. Selfs van die mosie huis en die swaalkie 'n nes vir haar, waar sy haar kleintjies neerlê, naamlik U altare, Here van die leerskare, my koning en my God. Wel geluksalig is hulle wat woon in die huis, hulle prys U gedurig. Wel geluksalig is die mens wie se sterkte in U is en wie se hart
die gebaande weë is. As hulle deur die droë laagte trek, maak hulle dit 'n fonteinland. Ook oordek die vroeë reën dit met seëninge. Hulle gaan van krag tot krag. Elkeen van hulle sal verskyn voor God in Sion. Here God van die leerskare, hoor my gebed. Luister tog, o God van Jakob. O God, ons skuld, kyk en aanskou die aangesig van die gesalfde. Want 'n dag in die voorhoewe is beter as 1000. Ek wil liewer by die drempel staan in die huis van my God as om te woon in die tente van goddeloosheid. Want die Here God is 'n son en skild. Die Here sal genade en eer gee. Hy sal die goeie nie onthou aan die wat in opregtheid wandel. Die Here van die leerskare, wel geluksalig is die mens wat op U vertrou. Tot sover. As ons kyk na die woord van God, die huis, sy huis, die kerk wat belangrik is, dan sê die psalmdigter daar in vers 3, my siel verlang, ja, smag na die voorhoewe van die Here. My hart en my vlees jubel uit tot die lewende God. Dit kan 'n mens saam lees met vers 11. Want 'n dag aan die voorhoewe is beter as 1000. Ek wil liewer by die drempel staan in die huis van my God as om te woon in die tente van goddeloosheid. Hoekom ek vir u daarna Jeremia 7 toe neem, dan kan 'n mens ook sien die volk, en dit is so tragies, dit is so ironies, dat die volk Israel die huis van die Here eintlik misbruik het op 'n stadium. So misbruik het as jy daar gaan lees, Jeremia 7 vers 3, ek gaan net enkele verse daar lees. So sê die Here van die leerskare, die God van Israel, maak julle weë en julle handelinge goed, dat ek julle kan laat woon in hierdie plek. Vertrou nie op bedrieglike woorde wat sê die Here se tempel, die Here se tempel, die Here se tempel is dit. En dan, u kan gerus daardie gedeelte gaan lees, dis aangrypend, dis om 'n mens eintlik te skok. Alles wat hulle doen, hulle vertrou bedrieglike woorde, vers 8, hulle steel, hulle slaan dood, hulle pleeg oorspel, hulle aanbid Baal, en so kan dit aangaan. Mens is rarig geskok as jy daar die hele gedeelte lees. En wat gebeur, met ander woorde, hulle vang al hierdie dinge aan, hulle gaan maar aan. En dan kom hulle maar net in die huis van die Here, om te kan sê, amper soos maar 'n towerformule kan ek amper sê, beswering. As jy dit 3 maal sê, dan is dit waar, dan sal hulle maar net sê, soos hulle daar in vers 4 sê, die Here se tempel, die Here se tempel, die Here se tempel is dit. So, die Here se tempel moet maar alles regmaak, as ons uitgaan, dan gaan steel ons, en ons moor, en ons gaan tekeer. So het hulle eintlik van die kerk heeltemal misbruik. Ons kan praat van 'n veiligheidswaan, hierdie kerk wat hulle veiligheid gegee het, en daar buite kan hulle maar kwaad doen, soos wat hulle wil, en dit gee vir hulle 'n tipe van 'n onaantastbaarheid. My broer en suster, en daar in die boodskapper aangrypende woorde ook daar, deur Dominee Skalk Strauss, ek glo u het gelees in die nuutste boodskapper. Ek wil tog vir u sê, as hy van die aanbiddingsentrum praat, en sê, elke steen wat hier gebou is 'n klip wat uitroep dat Christus die koning van alle konings is. Hierdie kerkgebou getuig daarvan dat die kerk 'n aardse buitepos is van die hemelse stad wat aankom is. Hoe mooi sê dit daar. Maar
weer as ons praat van godsdienstbeoefening, baie meer is net die kerk. Geliefdes, deur die geloof maak die Heilige Gees vir ons werklik brandende vir die Here. Maak hy vir ons werklik dankbaar vir God se liefde en sy genade. En daarom bring hy in ons 'n verlange, 'n uitsien, 'n hinkering, 'n soeke na God. Ons hinker daarna, ons vra daarna. Daarom, Dawid roep ook daar in Psalm 63 vers 2, sê hy, o God, U is my God, U soek ek, my siel, hoor hier, my siel dors na U, my vlees smag na U. So bring die Heilige Gees hierdie hinkering, hierdie verlange al sterker en sterker in die hart van die gelowige. En daarom is hierdie innige band met God en sy woord so belangrik. As hierdie geloof in die Here werklik brandende in my hart is, word ek deur die Gees ook gedring tot die Here se huis. Ek wil Sondag na Sondag, ek wil hier wees, ek wil dit nie mis nie. Ek wil sy woord hoor. Dit dring my tot aanbidding. Ek word gedring tot aanbidding, tot dank, tot lofprysing. Die digter hier van Psalm 84 sing en getuig van hierdie hinkering wat hy in sy hart het, as hy vers 3 sê, my siel verlang, ja, smag na die voorhowe van die Here, my hart en my vlees jubel uit tot die lewende God. Ons onthou mos vir Dawid ook, Dawid wat so in Psalm, die bekende Psalm 23 vers 6 sê, as hy daar praat van die Here as sy herder, dan sê hy daar aan die einde vers 6, ek sal in die huis van die Here bly, in lengte van dae. Weer in Psalm 27 vers 4 sê hy baie duidelik, een ding het ek van die Here begeer, dit sal ek soek, dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here, om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel. Die Heilige Gees doen hierdie dinge. Die Heilige Gees dring ons, sit dit in ons harte, om hierdie hinkering te hê, om werklik by mekaar te wees as gelowiges. Om hier te kan saamkom en die Here te kan aanbid en loof. My broer en suster, in die erediens, as ons spesifiek van die erediens kan praat, of 'n kerkdiens, dis die hartklop van 'n gemeente. Want hier word die hart so saam met ander weer brandende vir God se woord, word dit brandende vir die Here. Dit alles gebeur as ons mooi dink deur die lofsang en die woord en die prediking, deur aanbidding. Dit alles maak ons, so dring die Heilige Gees ons, om brandende te wees. Baie belangrik, en ons sê dit baie keer van mekaar, is my verhouding met die Here, om te vra, is daar werklike, innige, diepgaande omgang met die Here? Daar vers 6, Psalm 18 vers 6, welgeluksalig is die mens wie se sterkte in U is en wie se hart die gebaande wee is. Daarom, as ons van dankbaarheid gaan praat, hierdie dankbaarheid en blydskap in die Here dring my juis tot liefde vir hom. Dring my tot liefde vir sy woord en sy kerk. Dis nie vir my 'n las, dis nie 'n struikelblok om by die kerk te kom nie.
Ek het 'n hinkering, ek het 'n liefde, ek wil haar wees. Ek kan nie wag om met hom te praat, te luister. Want my hart loop oor van dankbaarheid en blydskap oor die verlossing van Jesus Christus. En hierdie genade en hierdie liefde van God gryp my so aan my hart. So aan my hart dat ek gans my lewe aan hom wil wy. Om te weet, hierdie God is werklik die middelpunt van my lewe. Dis waaroor my lewe draai. En daarom moet 'n mens gaan vra, vir jouself gaan afvra, en baie eerlik met jouself wees, waaroor draai jou lewe eintlik? Draai dit oor jouself? Draai dit maar net oor die materiële, oor besittings, oor my werk? Waaroor draai my lewe? Is God in die middelpunt? Nou beteken dit beslis nie dat ek niks anders in hierdie lewe mag doen nie. Dat ek nou maar soos 'n askeet daar een kant moet gaan lewe in afsondering nie. Nee, ek voer steeds my alledaagse bestaan. Ek werk, ek beoefen my beroep. Ek kom my daaglikse verantwoordelikhede na. Ek vervul my roeping hier op aarde. Maar met alles gesê, God staan sentraal. Hy moet sentraal staan. Nie my eie belang nie, maar ek moet telkens vir my vra, so in hierdie ou gejaagd van hierdie lewe, moet ek vir myself vra, maar is die Here nog vir my die belangrikste? Doen ek nog regtig wat die Here welbehaaglik is, of is ek hier op 'n dwaalspoor? En daarom, my broer en suster, as ons van godsdienstbeoefening praat, moet ek elke dag, oggend, aand, moet ek tyd maak. Moet ek tyd hê om die Here deur sy woord met hom te praat, hy met my, ek met hom deur die gebed, om werklik na sy wil te vra. Om sy stem te hoor. En dis net die Heilige Gees wat dit vir u en my kan gee. Hoor jy nog die stem van die Here? Of hoor jy maar net die wêreld se stem? Wat hoor jy? En daarom is dit so noodsaaklik om 'n plek van afsondering te hê. Die Bybel praat van my binnekamer. My binnekamer waar ek kan stil wees tot God. Met hom kan praat. En hierdie geleentheid, hierdie genade geleentheid wat God vir my gee, moet ek gebruik. Want dit is 'n wondergeleentheid om krag en moed en wysheid vir hierdie onvolmaakte lewe te gaan put. Matteus 6 vers 6 sê baie duidelik, maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer. Sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is, en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergeld. Wees dankbaar. Ons moet dankbaar wees vir hierdie genade geleenthede wat God ons gee. En dan wonder 'n mens, hoekom verbeur so baie mense al die genade geleenthede? Hoekom hardloop mense so eiewillig agter hulle eie begeertes of agter wêreldbegeertes aan? Dan is daar nie tyd vir God en sy woord nie, hy word maar een kant toe geskuif. Dan is die eie ek maar in beheer en nie die Here nie.
Daarom, die Heilige Gees dring vir my jou juist tot nederigheid. Dring vir my en jou tot 'n erkenning van ons diepe afhanklikheid teenoor die Here. Ons leef in 'n ou wêreld, mense, die wêreldling wat die hele tyd dink, maar hy kan alles. Mens wat voel, maar niks is meer vir hom onmoontlik. Hy is eintlik maar so goed. Maar die Heilige Gees wil my en jou bring om te kan besef, ons is diep afhanklik van die Here. Ons is ellendig en behoeftig. Dawid sê dit baie keer, daar in Psalm 70 vers 6 is maar een van die vele kere. Maar hy sê daar, maar ek is ellendig en behoeftig, o God, kom tog gou na my. U is my hulp en my redder, Here, vertoef tog nie. Dis 'n erkenning van my swakheid, en ons mense sukkel so daarmee. Ek wil nie erken ek is swak nie. Ek is swak, ek is nietig. Ek moet my skuld erken. En ek moet besef, ek het die Here altyd nodig. Besef maar ek kan sonder hom niks doen nie. Sonder hom is alles te vergeefs. Is alles verlore. Daarom die Heilige Gees wat vir my en jou wil kom versterk in die geloof, wat vir ons juist deur die woord en gebed die wysheid en krag gee, om daar in die woord van God ook verder te gaan put. Daarom hierdie diepe versigtiging deur die psalmdigter, Psalm 84 vers 9, Here God van die leerskare, hoor my gebed, luister tog o God van Jakob. Paulus wat kom met soveel sekerheid. Maar 'n mens hoor sommer in sy woorde daar die berusting, Filippense 4 vers 6, as hy sê, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus. Dis 'n geloofsvrede. 'n Geloofsvrede wat in jou nes krop en jou nie verlaat nie. En dit bring so 'n geweldige, dankbare vergenoegdheid, 'n vrede maak met my omstandighede. Om te weet alles gebeur onder die toelatende hand van God. Dis wonderlik, en ek dink ek het dit ander dag ook gesê, dis wonderlik as 'n gesin nog so kan saam gaan sit om die tafel en hulle nog kan boeke vat. Mense weet nie waar of dit nog gebeur nie. Waar 'n gesin, pa, ma, kinders kan saamkom om te lees en te bid en te praat oor die Here en sy woord. Dankbaar te wees teenoor die Here. Wonderlik as 'n huisgesin en vriende saam so in dankbaarheid om die seën van die Here bid om my etenstafel. So eenvoudig soos dit, 'n etenstafel. Om vir die Here dankie te sê, die seën te vra vir die gebruik van hierdie voedsel. Om te weet, maar dis 'n gawe uit God se hand. Dis 'n wonderlike genade waar pa en ma en die kinders wat nog in die huis is, saam Sondag kan opgaan na die huis van die Here toe. Om saam die Here te gaan aanbid. En hoeveel huise, en jy gaan verbaas wees, en hoeveel huise is daar kinders en gesinne wat nie meer wil kerk toe kom. Pa en ma gaan maar, ek slaap laat, want ek het gisterand gaan rondjakker. Te laat in die huis gekom. En ouers, laat dit maar toe.
Bly maar by die huis. Rus maar. Los maar die kerk van Jesus Christus. 'n wonderlike genade as 'n gesin nog so kan saamkom om die Here te kom loof en prys. Wonderlik om die week, as jy hier uit die kerk uitgaan, daar die week nog oor die woord van God te praat, oor die prediking te kan praat. Om op so 'n manier mekaar te kan aanmoedig en bemoedig. Om ook op 'n sagmoedige wyse, 'n verdraagsame wyse mekaar te kan vermaan. Hoe wonderlik om daardie kinders te leer, om ook eendag hulle kinders so in die nageslag te kan leer van God se woord, vir hulle ook leer dat dit belangrik is om nog kerk toe te gaan. Daarom my broer en suster, ons godsdienstbeoefening 'n baie belangrike deel van die Heilige Gees se werk, sy heiligmaking. Hy gebruik hierdie dinge tot heilig maak. Daarom die bywoning van die erediens, so 'n wonderlike vreugdevolle genade geleentheid, wat 'n mens nie wil misloop. Vers 1, as hy sê daar, die Psalm, vers 11, as hy sê, want 'n dag in u voorhoewe is beter as 1000. Ek wil liewer by die drempel staan in die huis van my God, as om te woon in die tente van goddeloosheid. Alhoewel 'n kerkgebou maar net 'n gebou van stene of klip is. As daar die gelowiges wat binne in daardie kerk by mekaar kom om te aanbid, is hulle eintlik die lewende stene. Lewende stene wat same 'n geestelike huis hier vorm, 'n geestelike huis tot eer van Christus wat die dood oorwin het. Daar 1 Petrus, en hiermee wil ek afsluit, 1 Petrus 2 vers 4, sê hy, kom na hom toe, die lewende steen wat deur, verwys na Jesus Christus, wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is. En laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. En ons weet, dit alles gebeur deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie ook vir die woord vanaand. U wat deur die Gees van ons dring, dat ons godsdienst beoefen. Getroue godsdienst beoefen. Om saam te kom hier na die kerk van ons Here Jesus Christus. Maar ook daar in ons huis, om getrou te wees aan ons binnekamer. Maar ja, Here, so elke oomblik van ons lewe, dag na dag, met U te wees, met U te praat, U te aanbid, na U stem te luister, gehoorsaam te wees. Dan weet ons, Here, uit eie krag, nie ons kan nie. En daarom bid ons om die genade dat U deur die Gees vir ons ook sal gee hierdie 'n hinkering, 'n verlange na U en die woord, in die kerk. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Geliefdes, voor ons so tot die gebed oorgaan, ek wil dit tog nie nalat nie, ek wil eintlik daar in die begin al die
net iets van die Heidelbergse Katekismes gesê het. As hy hier in Sondag 21 vraag en antwoord 54 vra, ons doen dit elke Sondag, dan sê ons tog in die 12 artikels, ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk. Dan sê hy, wat glo jy van die heilige algemene Christelike kerk? Dan kom die antwoord, dat die Seun van God uit die ganse menslike geslag vir hom 'n gemeente wat tot die ewige lewe uitverkies is, deur sy gees en woord, in die eenheid van die ware geloof, van die begin van die wêreld af tot aan die einde toe, vergader, beskerm en onderhou, en dat ek daarvan 'n lewende lid is, en hoor mooi, en ewig sal bly. Dis hier in die Heidelbergse Katekismes. As ek gaan net kortlik sê, ek kan dit maar self gaan lees, daar in artikel 27, dan sê hy oor die algemene Christelike kerk. Ons glo en bely 'n enige Katolieke of algemene kerk wat 'n heilige kudde of gemeente van alle ware gelowige Christene is, wat al hele saligheid in Jesus Christus verwag en gewas is deur die bloed, geheilig en verseël deur die Heilige Gees. Hierdie kerk was daar van die begin van die wêreld af en sal daar wees tot aan die einde toe. Soos daaruit blyk dat Christus 'n ewige koning is. Net so kortliks. Net ook, jy het nou gehoor as hy praat van 'n Katolieke of algemene kerk. Jy hoor baie mense foutiewelik sê, praat hulle van die Katolieke kerk. Dit is spesifiek die Rooms-Katolieke kerk. Katoliek beteken algemeen. Ek sal nooit vergeet 'n prediker, en ek kan maar sê Angus Buchan het een slag gepraat van die Katolieke kerk, en dadelik bel iemand my daar, 'n lidmaat van weet nie waar. En het jy nou gehoor, Angus Buchan is 'n Rooms-Katoliek, want hy sê die Katolieke kerk. Toe sê ek maar, daai Katoliek beteken algemene kerk. So, ons moet maar reg praat daar ook. Maar dit nou daar gelaat. Ons gaan vanaand geleentheid gee vir stil gebed. Ons gaan 'n oomblik gee daarvoor. Gebruik dit asseblief ook om dankie te sê vir die Here, vir geleentheid om in sy kerk te kan wees, 'n lidmaat van die kerk van Jesus Christus. Vir die geleentheid om in die binnekamer ook stil te raak, sy woord te hê, en bid, ons moet almal bid, dat die Heilige Gees vir ons altyd daar die hinkering gee, daar die verlange gee na God en sy woord. Daar is nou geleentheid vir gebed, vir stil gebed. Dankie ons Hemelse Vader, vir hierdie wonderlike genade tyd van Pinkster. Dankie vir kerke wat dwars oor die wêreld ook hierdie Pinksterfees vier. Wat erns maak met hierdie saak. Omdat dit 'n vreugde is, 'n blydskap, 'n dankbaarheid. Dankbaarheid oor die uitstorting van die Gees, 'n dankbaarheid oor die krag en werk van U, o Heilige Gees, U heilig maak. En daarom vra ons, Here, wees met ons, wees met elkeen. Help U vir ons, wees ons genadig, ons smeek dit in Jesus naam. Amen. Geliefdes, gesang 94, daarvan vers 1 en 4.
'n heugelijke tyding, dis 'n vreugde. Kom ons sing vers 1 en 4 van Gesang 94. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u almal. Amen.